Maak julle Bybel so by Romeine hoofstuk 11, ons kyk daar vanoggend vers 11 tot 15, kort gedeelte, maar verseker nie te kort aan beproewing of moeilikheid nie. Daar is redelik verskille natuurlik oor hierdie deel van die skrif. So dit is verseker nie maklik nie, eintlik dink ek dit is maklik. Ons maak dit moeiliker as wat dit is. Romeine 11 vers 11 tot 15. Paulus vra, ek vra dan, het hulle, verwysend na Israel, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie. Maar deur hulle val, het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle jaloers te maak. En as hulle val, die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer, sal hulle volheid dit nie wees nie. Want aan julle heidene, Paulus praat nou weer met die gemeente, met julle die heidene, vir julle die heidene sê ek, vir sover as wat ek apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening, as ek tog maar net uit my eie volk jaloers, kan maak, en sommige uit hulle kan red. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? Sover ons teksgedeelte vanoggend, en ons bid dat die Here vir ons sal help, dat ons ook sal begryp, en uiteindelik is die vraag nie wat is my opinie of jou opinie, die vraag is wat is dit wat die Here vir ons leer, en dit is uiteindelik die begeerte van ons hart, en laat die Here ons deur sy Gees sal lei, om daar te kom. Kom ons bid. Here, ons loof U vir U goedheid, ons dank U vir U woord, en ons is afwagtend vanoggend, Here, ons is U kinders, U is lief vir U kerk, U getuig daarvan, U het gesterf, U eie lewe gegee ter wille van die gelowiges. En so ons weet U is lief vir ons, en dat U ons in die waarheid wil leer. En so ons begeer, Here, dat U Gees ons dan nou sal lei, dat ons sal begryp, en dat ons sal leef, meer in dankbaarheid, en meer met ywer, juis omdat ons meer begrip het, vir U kosbare hart, die doel en plan wat U ook het, wat ons ook betrek. Ons bid, Here, lei ons in die waarheid van die woord, tot eer van U naam. Amen. Ek wonder of jy al gewonder het oor dinge wat in jou lewe gebeur. Ek seker jy het, en ek dink daar is seker nog dinge in jou lewe wat jy nie verstaan nie, wat jy nog oor wonder. Dit beteken nie dat dinge gebeur maar net nie. En ek gaan nie verval in daai tipiese klasy om vanoggend vir julle te sê alles gebeur met 'n doel nie. Wat ek wel gaan sê is dat God is in beheer. En dit beteken dat deur alles is God besig om sy soewereine en perfekte wil uit te werk. En dis ook waar van Israel se struikeling. Israel het gestruikel, het ons nou al 2 weke gelede gesien, hulle het gestruikel as gevolg van hulle eie ongeloof. Maar dit het in geen mate God se perfekte, ewige raadsplan ontspoor nie. God het presies geweet wat sou gebeur, God het presies geweet wanneer dit sou gebeur, want sy hand werk werklik agter alles. Nou, ek het reeds gesê voor die tyd, ons teks is een waaroor baie mense verskil, daar is eintlik in wese 3 verskillende menings, en elkeen is oortuig sy mening is die regte een, en dan sê ek vanoggend, my siening is die regte een. En ek sê dit nie in 'n ligtelike sin nie, ek is oortuig dat dis die enigste korrekte interpretasie van hierdie teks, en ek sê dit met absolute oortuiging, omdat ek glo die teks wys dit vir ons. Maar met dit gesê,
beteken dit nie, ek kan nie ruimte laat vir ouens om van my te verskil nie. Want deel van ware Christelike gesindheid is om te sê dat ons hoef nie oor fundamentele sake saam te stem nie. Dat ons kan ruimte laat en ons hoef nie gemeenskap te verbreek wanneer nie fundamentele sake ons van mekaar verskil nie. Met dit gesê, ons studie se titel vanoggend God se doel en plan, en ek wil ons moet sien dat God bewerk sy ewige raadsplan en doel deur Israel se ongeloof. Eerstens moet ons kyk na, en ons eerste hoofpunt dan is, hulle struikeling is nie totale ondergang nie. Daar's baie dinge waaroor ons kan verskil by die volk Israel, maar die een ding waaroor ons nie met mekaar kan verskil nie, is dat hulle het inderdaad gestruikel. Daaroor kan ons saamstem. En ons kan ook saamstem dat hulle volhard het daarin, en dat hulle steeds nog in ons dag in ongeloof voortgaan. Hulle verwerp nog steeds die Here Jesus Christus. En daardeur het hulle die geregtigheid wat hulle so desperaat gesoek het, volgens Romeine 9 vers 31 en 32, hulle het dit so desperaat gesoek en dit nie gevind nie. Hoekom het hulle dit nie gevind nie? Want hulle soek dit op die verkeerde plek. Hulle soek dit in die onderhouding van die wet. Sê Romeine 9 vers 31, 32. Waar word dit gevind? Dit word nie daar gevind nie, dit word slegs gevind deur geloof in Jesus Christus. Waar hulle dit nie soek nie. Maar wat ek wil hê ons moet verstaan is, Jesus het al reeds in sy dag gesê dat Israel sou struikel. Romeine 21 vers 43 sê hy dit. So Jesus het geweet, God weet, Israel sou struikel. Maar ten spyte van die feit dat die meerderheid in Israel geval het, was daar nog altyd reg deur die hele geskiedenis, die oorblyfsel was daar, wat getrou gebly het. En laasweek het ons daaraan aandag gegee, ons het gekyk en gesien, dis deur Isak, dis deur Jakob. Ons het gesien, dit was die 7000 in die dag van Elia. Dit verwys na 1 Konings hoofstuk 19. Ons het gesien dat Paulus self was deel van daai oorblyfsel, Romeine 10 vers 1. En dat in Paulus se dag het ons laasweek gesien, in Paulus se dag was daar duisende bekeerlinge uit die Jode volgens Handelinge 21 en vers 20. En so dit beteken dis nie onmoontlik om 'n Jood te wees en gered te word. Jy kan 'n Jood wees en die ware evangelie van Jesus Christus glo tot redding. Daar is nog steeds hoop vir Jode vandag. En om die waarheid te sê, Paulus is so absoluut oortuig dat daar nou hoop vir Jode is, dat in vers 14 van ons teks spreek hy as apostel onder die heidene die begeerte uit om sy eie volk jaloers te maak, in die hoop dat hy sommige sal kan red. Nou let op wat gebeur hier. Paulus sê dat hy in sy eie dag die begeerte het om sommige uit Israel te red. Broer en suster, as Paulus die bekering van Jode in sy dag begeer het, behoort ons vandag in ons dag nog steeds die bekering van Jode te begeer. Die Jodendom, hoewel nie eksklusief nie, behoort altyd deel uit te maak van die kerk se sendingveld. En in jou persoonlike begeertes en in jou persoonlike gebed, moet jy hulle bekering begeer en moet jy hulle bekering soek. Want deur die geskiedenis was daar nog altyd 'n stewige stroom bekeerlinge uit die Jode en dit sal so bly tot die einde toe. 'n Oorblyfsel, die uitverkore oorblyfsel uit Israel sal nie staak nie. Daar sal altyd gelowiges uit Israel wees. Maar dit bring my by ons tweede punt. Hulle verwerping lei tot heidense bekering.
Hulle verwerping lei tot heidense bekering. So Paulus sê, die val van Israel het belangrike voordeel gehad. Dit het gelei, vers 11, tot die verlossing van die heidene. Met ander woorde, die val van Israel, vers 12, het gelei tot die rykdom van die hele wêreld, en hulle tekort was die rykdom van die heidene. So Paulus, al wat Paulus daar in vers 11 en 12 doen, die laaste deel van vers 11 en 12, en dan vers 12 te begin in die laaste ding, is hy's net besig om dieselfde ding oor en oor te sê. Ons weet dis wat Paulus gereeld doen. Hy herhaal net dieselfde ding op verskillende maniere. Wat ons moet begryp, dat dit was nog altyd God se bestemming en sy plan, dat die evangelie na die heidenes toe sou gaan. En terwyl die Here nie skuldig is aan Israel se ongeloof, het Israel se ongeloof nooit God se planne omver geloop nie, want dit was nog altyd deur God se manier, hoe die evangelie by die heidenes sou kom. Dit was nog altyd God se plan. Hoekom sê ek dit? Ons het eintlik dit al reeds in Romeine 10 vers 19 gesien, maar Jesus voorspel dit. Hy voorspel dit in Matteus 8 vers 12, wanneer hy praat oor die bekering van die hoofman oor 100. Hy voorspel dit in Matteus 21, wanneer hy praat van die gelykenis van die landbouers, dat die wat die land moes bewerk, hulle was nie aanvaar, hulle wou dit nie bewerk nie, en daarom het hy gesê, gaan na die nasies, gaan na hulle daar buite, enigiemand wat. Die bruilof, die gelykenis van die bruilof in Matteus 22, vers 1 tot 14, wat praat oor die genooide gaste, wat nie wou kom nie. Gaan uit, gaan soek hulle op die straat, gaan soek hulle oor. En ons sien in die boek van Handelinge die vervulling van die val van Israel. Ons sien in Handelinge die vervulling van die bekering as gevolg van die val van Israel. Kom ek noem net 'n paar. Paulus in Antiochië, Romeine 13. Paulus in Korinthe, Romeine 18. Romeine Handelinge. Paulus in Rome, hier waar ons nou is, Handelinge 28. En by elkeen van daai gevalle, en daar stalle ander, waar het Paulus begin met sy sendingwerk? Hy het gegaan na die sinagoge. En wat het gebeur? Die Jode het hom uitgejaag. En Paulus het elke keer gesê, nou gaan ek na die heidene. So die Jode het geval, sodat die evangelie kon uitgaan na die heidene, en dit wat ek vir julle nou wil gewys het, is dat dit was alles perfek volgens God se raadsplan. Hy het dit voorspel, hy het dit laat realiseer presies soos wat hy hier sê. Die val van Israel het gelei tot die bekering van die heidene. Beteken dit dat God is klaar met Israel? Natuurlik beteken dit nie God is nog nie klaar met Israel nie, maar Israel sal gered word op dieselfde manier as enigiemand anders. Deur geloof in die Here Jesus Christus uit God se genade. Geen ander manier is daar wat 'n Jood gered kan word as deur geloof in Jesus Christus nie. Paulus sê in vers 11 dat die bekering of die bekering van die heidene was juis een van die redes hoekom die Here Israel se val bewerk het, maar terselfdertyd sê hy in vers 11 dat een van die redes dat God bekering onder die heidene gebring het, was om Israel jaloers te maak. God het dit bewerk dat daar onder die heidene bekering sou wees met die doel om Israel jaloers te maak. En Paulus sê in vers 14, dis juist daardie jaloersheid wat God by hulle opwek, wat ek wil gebruik sodat ek onder hulle sommige kan red. Nou daar is baie ouens wat vra oor hierdie kwessie van jaloesie. Is dit reg vir God om jaloesie te gebruik om mense te red? Wel, God kan doen wat hy wil, kan hy nie, maar kom ons probeer net vir julle wys
dat is nie die eerste keer wat dit gebeur het nie. In Genesis 28 vers 6 tot 9, dis 'n interessante verhaal. Esau en Jakob en Esau is daar die karakters. En Esau trou vrouens uit die heidendom, soos wat ons seker kan sê, ons het dit verwag, nee. Esau trou vrouens uit die heidendom. En Jakob trou vir hom 'n vrou uit Israel. En wat gebeur? Jakob beleef skielik groot seën. En Esau, hy beleef presies die teenoorgestelde, hy beleef niks seën nie. En wat gebeur? Die teks sê vir ons dat daarom het Esau jaloers geword op sy broer Jakob. Hy het begeer wat Jakob het. En wat het Esau gedoen? Hy gaan trou toe 'n vrou uit Israel. En daarom beleef hy dieselfde seën as wat sy broer beleef het. Wat is die punt? Dat die Here gebruik jaloesie om mense tot omkeer te bring. Dat die Here gebruik jaloesie om mense te bring tot 'n punt waar hulle besef dat hulle is op die verkeerde weg. En in die geval van Israel gebruik die Here die heidene om Israel jaloers te maak. Dis wat vers 11 en vers 17-14 vir ons sê. En inderdaad is dit die manier hoe die Here onder Israel bekering bewerk het, deur jaloesie van die heidene. Israel is nie meer God se uitverkore volk nie. Hoekom sê ek dit? Volgens 2 Korintiërs 5 vers 19 het God in Christus die wêreld met homself versoen. In Efesiërs 3 vers 6 sê dit dat die Jode en die heidene is nou mede-erfgename, medelede, mededeelgenote in Christus. Galasiërs 3 vers 28 sê vir ons dat daar is nie meer Jood of Griek nie meer man of vrou nie, en verder gaan dit ook aan, dat almal is een in Christus. Met ander woorde, soos Handelinge 10 vers 34 tot 35 sê, dat in elke nasie is een wat hom vrees en geregtigheid doen. Broer en suster, vriende, daar is genoeg plek in die kerk vir bekeerlinge uit Israel. Die kerk het nie Israel vervang nie. Ek is nie 'n replacement theologist nie. Maar wat ek wel kan sê is dat die kerk en Israel is nou een liggaam. Die uitverkorenes uit Israel bly staan, want Paulus was self een. En God begeer steeds die bekering van Israel, vers 11. En dis juist hoekom God hulle jaloers gemaak het, en hoekom Paulus homself nog steeds beywer om sommige uit die Jode te red. En so die kerk, in die kerk, soos deur al die eeue heen, sal daar nog steeds die uit Israel wees wat gered word. Maar voor ons hier wegstap, dink ek dit is belangrik dat ons sal sien dat Paulus waarsku eintlik hier die gemeente in Rome, die heidene, aan wie hy skryf. Hy skryf as die apostel aan die heidene en hy sê, as verlossing na die heidene gekom het as gevolg van die val van Israel. Luister mooi wat ek sê. As bekering, as verlossing na die heidene gekom het as gevolg van die val van Israel. Moenie dink dat as jy val, dat die Here nie na ander sal draai. Bly in die geloof. Bly staan in die geloof, moenie die Here versaak nie, want broer en suster, hy is al wat ons het. Ons het geen hoop buitekant Christus nie. Moenie die Here versaak nie. En dit bring ons by die laaste punt. Hulle bekering beteken seën. Nou as die heidene dan geseën is deur die val van Israel, sê Paulus, hoeveel te meer sal hulle nie geseën word wanneer vers 12 die volheid inkom, of vers 15 hulle aanneming sal plaasvind.
Nou baie glo dat hierdie verwys na 'n gebeurtenis kort voor die wederkoms van ons Here Jesus. En hulle sien dan hierdie volheid vers 12 en die aanneming van vers 15 as die massa bekering van Israel kort voor Jesus se wederkoms. Hulle sien dan verder dat die lewe uit die dood daar aan die einde van vers 12 verwys na die opstanding op die laaste dag. Maar ons egter 'n hele aantal redes uit die teks wat vir ons wys dat dis nie wat Paulus bedoel nie, en dit is belangrik dat ons dit vanoggend sal ondersoek. Die eerste ding is, ek wil hê julle moet let op vers 13 en 14, want dit praat, 13 en 14 praat van individuele se bekering. Dit praat nie van die bekering van 'n hele volk nie. Verder praat dit van bekering wat plaasvind in Paulus se eie tyd. En so ons kan sê ook bekering wat sal plaasvind in ons eie tyd. In vers 14 sê Paulus, hy begeer om self deel te hê aan die volheid van vers 12. Hy wil self deel hê van die aanneming van vers 15. Deurdat hy sommige wil red. So die punt is dat Paulus kan nie hier verwys na iets wat aan die einde van die eeue gebeur nie. Hy kan nie in vers 12 en vers 15 verwys na iets wat in die toekoms gebeur, maar in vers 13 en 14 spring hy terug na die hede nie, tensy hy 'n skitsofreen is. Of tensy, so sommige reken, Paulus gedink dat die wederkoms sou in sy eie tyd plaasgevind het, wat ek betwyfel. Maar hoe anders, broer en suster, kan Paulus sê dat ek begeer om deel te hê aan hierdie volheid? Hoe kan hy sê ek begeer om deel te hê aan hierdie aanneming as dit verwys na iets wat eers gaan gebeur wanneer Jesus terugkom? Tensy die volheid en die aanneming iets is wat deurlopend aan die gebeur is deur die heilsgeskiedenis. Ook in sy tyd, ook in ons tyd. Maar verder, hierdie volheid, tweedens, vers 12, die aanneming vers 15, kan nie verwys na die hele bekering van die hele Israel nie. Dit verwys na die totale oorblyfsel deur die heilsgeskiedenis. Want onthou wat het ons laasweek met mekaar gedeel, uit vers 1 en 12, 1 tot 10. Dat in Elia se dag was daar net 'n oorblyfsel. En in Paulus se dag was daar net 'n oorblyfsel. En dit was net deur Isak, dit was net deur Jakob, dit was in Jesaja se dag ook net 'n oorblyfsel. Met ander woorde, dit was nog altyd net 'n oorblyfsel. Maar meer belangrik, kyk na vers 25, dis belangrik, vers 25 van ons teks. Dis nie die deel van ons teks vanoggend nie, ek dink dit is behulpsaam, dit praat ook nie van Israel nie, dit praat van die heidene toevallig. Maar luister wat sê vers 25, want dis belangrik, kyk saam met my in die teks. Dis belangrik dat jy hierdie sien met jou eie oë, vers 25. Paulus sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie. Dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Die volheid van die heidene, beteken dit nou dat elke heiden wat nog ooit bestaan het gaan gered word? So die volheid van die heidene verwys nie na die volheid van, beteken alle heidene deur alle tye nie. En Paulus sê die volheid van Israel in vers 12. Vers 25 sê die volheid van Israel, van die heidene. Dit kan nie verwys na die hele volk Israel se bekering nie. Dit kan. Dit verwys, soos in die geval met die heidene, verwys dit na die volheid van die uitverkorenes van God in Israel. Die uitverkorenes van God uit die heidene. Net die oorblyfsel sal gered word. En hoe sal hulle gered word? Alleen deur die genade van God.
Die volheid van Israel, die aanneming van Israel verwys na die oorblyfsel. En dit bring my by die laaste ding waaroor ons mag wonder. En dis daai laaste woorde van Paulus, lewe uit die dode. Nou ek wil sê, dis onwaarskynlik dat die lewe uit die dode verwys na die opstanding op die laaste dag. En terwyl ek dit sê, erken ek dat lewe kan verwys na opstanding in 'n letterlike sin. Kom ek neem 'n voorbeeld aan Johannes hoofstuk 11 vers 25. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. So lewe kan beteken verwysend wees na die opstanding uit die dode op die laaste dag. En net so kan uit die dode verwys daarna om opgewek te word in 'n letterlike sin. Byvoorbeeld Openbaring 1 vers 18 wat sê, ek was dood, Jesus sê, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. So dit kan verwys na 'n letterlike lewe en 'n letterlike sterwe. Maar met dit gesê, die spesifieke woorde lewe uit die dode word nêrens in die Bybel gebruik om te verwys na die opstanding uit die dode nie. Nêrens in die Bybel word die terme lewe uit die dode gebruik om te verwys na die opstanding. Dit word nie gebruik om te verwys na Jesus se opstanding uit die dode nie. Dit word nie gebruik om te praat van die heidene of die gelowiges althans se opstanding op die laaste dag nie. En die rede is baie eenvoudig, want daar is 'n baie goeie Griekse woord om te praat van opstanding. Die Griekse woord is anastasis, wat opstanding beteken. En dis die woord wat Paulus die meeste van die tyd gebruik wanneer hy praat van die opstanding uit die dode en verwys na Jesus se opstanding uit die dode. Dis die woord wat die meeste Nuwe Testamentiese skrywers gebruik om te verwys na Jesus se opstanding uit die dode en te verwys na die opstanding van die laaste dag. Net om vir julle 'n voorbeeld te noem, Johannes hoofstuk 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie gestuur het, die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. En ek sal hom opwek op die laaste dag, anastasis. Nou ek kan duisende voorbeelde gebruik, ek het net een uitgehaal. So die feit is, daar is 'n baie goeie ander Griekse woord wat gebruik word in meeste gevalle verwysend na die opstanding uit die dode. Maar hier is die ander kant van die argument dat meeste gevalle waar die woord lewe in die skrif gebruik word en waar die woord dood gebruik word in die skrif, verwys dit na? Verwys dit na ons nuutheid van lewe in Christus. Verwys dit na ons bekering. Soos byvoorbeeld in Romeine 8, net 4 hoofstukke tevore, 3 hoofstukke tevore, Romeine 8 vers 2. Want die wet van die gees van die lewe in Christus, Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dis die mees algemene manier waarop Paulus die woord lewe en dood gebruik. Dis die mees algemene manier wat meeste van die Bybelskrywers, Nuwe Testamentiese skrywers, die woord lewe en dood gebruik. Is om te verwys na daardie geestelike gebeurtenis by ons bekering. Maar met dit gesê, word die spesifieke frase lewe uit die dode nooit in die Bybel gevind, anders as hier. Maar terwyl ek dit sê, Romeine 6 vers 13, sê Paulus amper presies dieselfde, en hy bedoel presies dieselfde as wat hy bedoel in vers 15. Want daar verwys hy dan na mense wat uit die dode lewend geword het. Kan julle sien, lees vers 15 en lees dan vers 13 van hoofstuk 6. Mense wat uit die dode lewend geword het. En wat bedoel hy daar? Hy bedoel hulle geestelike opstanding uit die dood. Hulle geestelike opstanding uit hulle sonde. Hulle het in Christus uit die dood van hulle sonde lewend geword tot sy heerlikheid. En so my punt is, daar is my redes hoekom ek glo dit verwys nie na 'n toekomstige gebeurtenis nie.
dat dit nie verwys na 'n massabekering van Israel voor die wederkoms nie, maar eerder verwys na 'n gebeurtenis deur al die eeue. Terwyl Israel se oorblyfsel een vir een inkom. Net soos wat die oorblyfsel uit die uitverkorenes uit die nasies een vir een sal inkom. Die volheid, vers 12, die aanneming verwys nie na die bekering van Israel as 'n geheel nie. Dit verwys na die oorblyfsels, die uitverkorenes. Hulle sal tot geloof kom deur die heilsgeskiedenis. En so die opstanding uit die dode verwys na dat elkeen van hulle, net soos wat ek, en net soos elke ander gelowige hier onder ons, dat elkeen van hulle sal opstaan uit die dode van hulle sonde in 'n nuwe lewe saam met Christus. Daar is geen verwysing in hierdie teks na 'n gebeurtenis in die toekoms nie. Nie 'n enkele verwysing. Nie 'n enkele verwysing na iets wat in die toekoms gaan gebeur. Paulus praat van dit wat gebeur het in sy eie dag en wat besig is om te gebeur ook in ons dag. En dit is dat reg deur die hele geskiedenis God altyd vir hom 'n oorblyfsel uit Israel sal behoue hou. Net soos wat hy ook mense uit elke nasie sal red, maar nie elke mens uit elke nasie sal red nie. Broer en suster, en hierdie is belangrik, ons mag nie koud staan oor Israel nie. Ons mag nie koud staan oor Israel nie. Maar ons mag ook nie Israel oorbeklemtoon om iets te wees wat God hulle nie gemaak het. Want nou in Jesus Christus is elke gelowige, of hy uit Israel is, en of hy uit Kempton Park in Suid-Afrika is, hulle is almal een in Christus. Ons is mede-erfgename, ons is medelede, ons is mede-deelgenote van Jesus Christus, deur die evangelie, waar die enigste hoop is, waardeur 'n mens gered kan word. Broer en suster, is my begeerte om God te verheerlik. Dis my begeerte om God te eer. En mag dit wees dat ek julle sal aanspoor om saam met my ywerig te wees vir die verkondiging van die evangelie en ywerig te wees vir die bekering van siele uit elke nasie, insluitend Israel. Amen. Kom ons bid. Here, ons loof U. Ons dank U vir U getrouheid. Ons dank U dat U woord bly staan. Op bo alles bid ons en ons dank U dat U is soewerein, dat niks wat in ons lewe gebeur, of selfs in Israel se lewe gebeur, dat selfs hulle ongeloof was deel van God se van U perfekte raadsplan. En ek pleit, Here, dat U vir ons sal help, om in daardie raadsplan ywerig te wees, soos Paulus was, dat ons self sal begeer om deel te hê aan hulle wat gered sal word. Dat ons sal beywer om deel te kan hê aan daardie volheid. Die volheid uit Israel, ja, maar ook die volheid uit die heidene nasies. Dat ons kan deel hê, deurdat ons bloot deur ons getuienis, bloot deur ons aanmoediging en versterking van mense om ons, 'n deel sal kan wees van daardie volheid, wat eendag die knie sal buig in aanbidding van die ewige God, wanneer ons die ewige rus sal ingaan. Ek bid, Here, wees ons genadig en help ons, dat ons sal beywer vir die regte dinge. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.